Welkom by Koffie vir Twee, waar moederskap, vrouwees, huwelik en totale chaos saam bestaan. Dis regte lewe, dis lag terwyl jy huil, dit is koffie vir twee. Ek was in die gym en toe bel my ma sy is soos hysteries in trane en ek dog soos dat sy praat soos asof sy heeltemal soos onder water was. En toe sy my die foto stuur, soos obviously ja, dis nou nie lekker nie, daar's water in die kar, maar dit was toe nou darm nou nie so erg nie, maar ja, ek het my gaai afgeskrik want ek sien my ma bel en toe ek antwoord toe soos huil sy en sy toe dog ek, wel, wat het nou gebeur? En toe sê ek soos want ek bid altyd vir my ma dat sy moet veilig ry, maar ek het lank terug vir haar gebid. En toe sê ek soos ja, Ankesien is omdat jy nie meer vir jou ma bid nie. Ons het dan twee guests hierso, Ja. Nancy en Hazelby. Ek weet nie of Kyra ook dalk gaan wakker word om te drink nie. Ons hou duim vas dat Ja. sy aan die slaap bly. Ja, hoorie, ek het raad nodig. Wat? Laat ek hoor. Okay, ek het nou vir mos weer gesê Nina sukkel met krampe. Ja. Wel, nie krampe nie, winde. Mhm. Sy kriewel so en dan poep sy en Och, dan sy weer fyn en dan kriewel ja. sy weer. Maar dit begin nou al soos deur die dag kan soos sy los nogals winde deur die dag, maar dit is al veral erg in die aand want dan sit asof sy nie weer kan haarself settle om verder te slaap nie, dan moet Poep sy haarself wakker. maar ek dink is die kramp. Ag, o ja, Dan wat daar of nie 'n kramp nie, soos sy kriewel en dan word En sy dan kom wakker dit uit. en dan maak ek haar rus, soos dan huil sy, dan maak ek haar rustig dan los sy weer. Och, So, Sjaai. maar ook agtergekom het as sy ontspan, dan soos los sy wind, maar sy ontspan deur om aan my te drink. So dis ek dink nie sy drink oor sy honger is nie, maar ek dink sy drink oor sy soos Och, comfort Sjaai. siek. Ja. Maar in elk geval. So ek het eintlik begin dink want daar's niks crazy wat ek eet nie. Of wat jy begin eet Ja, het en nie. sy's glad nie op formule nie. Sy wil nie 'n bottel hê nie. So sy wil letterlik ek het letterlik vars melk gepomp en vir haar 'n draai bottel gee en sy's net soos Het jy al die noekbottel nou getraai of Nee, gaan jy nog dit nie. môre doen? Ek sal dit môre doen. Ja. Maar so dit moet iets wees wat ek eet. So nou okay, dis baie soos ek drink nou Nesquik, maar môre moet ek heeltemal brood uitsny, melk, alles en Wel, dis nie koffie nie want jy het glad nie vandag koffie gedrink Mm-mm. nie en jy het maar ek dink dit gepomp. kan 'n Maar ruk vat om uit jou stelsel uit te. ja, dis ja. So Maybe is dit die kafeïne, ek weet nie. ek twyfel Ja, ek weet nie. want ek het nog ek weet nie wat Maar dis nou die ding, alles wat jy eet jy nog die hele tyd, so dis so moeilik om uit te figure. Dis nie asof jy onlangs iets Ek anders weet nie begin. of sy onlangs iets ontwikkel het nie. Ja, maybe. So ek gaan nou eie knoffel heeltemal Ja, uitsny. ja. Ek gaan melk en brood heeltemal uitsny. En dan sal ek nou stelselmatig kyk. Wil jy weet wat dit als behels? Ek mag nie chocolate eet nie. Dink jy chocolate kan dit ook Dit het doen? melk in. Oh my word. Ja, nou drink jy chocolate melk. Ja, maar dis okay, ek sal môre begin. Okay. So As hy vanaand baie poep, dan weet jy dit is suiwel ja, of maar chocolate. ek het nou vir haar krampmedisyne gegee, maar ja, ek weet nie. Sy's nou rustig. Ja, ons het gepoep in die kombuis en Oh, nou is- is dit fyn. Gesang. Ja, so ek weet nie, ek het nie eintlik raad nie want ek het nou self nog Kan nie eers babas keer. eventueel goed ontwikkel later aan. Want Ek ek is dink nog steeds so. altyd brood en melk en goeders, maar Ek dink hulle kan. Ek weet nie, maar suiwel is vir baie babas het ek al gehoor soos was dit nie met Michael soos met jou maak so met Michael met suiwel nie? Ek kan of ek is ja, nie ek dink seker hy nie. moes Maar ek dink actually baie off topic, maar ek dink Michael is bietjie lactose intolerant want altyd as hy baie soos melk, ek het nou die aand vir ons daai overnight Weet-Bix gemaak wat 'n laag jogurt bo-op kry en hy die volgende dag het hy so erge sinus drip gehad na hy dit geëet het. Ek dink regtig hy het 'n tipe van soos nie super erg nie dat hy nou soos opgooi van dit of sy maag spoel nie, maar definitief want ook as hy baie melk gedrink het of as hy soos nou as hy moet Nesquik drink, dan sal hy nou jou aan so maak. So ek dink actually hy het 'n bietjie van 'n nee, ek weet nie of dit 'n allergie vir melk nie, maar ja, so ek dink jy kan dit soos sy kon iets dalk ontwikkel maar ek weet wat haar hy moes sekere melk gedrink het toe hy klein was. Maar ek meen Nina was nog fyn en dis nou die afgelope hoe lank 'n maand. en dis nie jy Eintlik het na nie daai 4 maande sleep regression, toe sy net ja.
Ja, dalk het sy soos het sy deur 'n 4 maande sleep regression gegaan, maar oor dit so lank gevat het, is want sy het krampe gehad en ek het nie geweet nie. Ja, so dalk was die regression al verby en toe sit net krampe, dus kom dit so lank gevoel het. Gaan jy ons verwelkom by Ja. episode 10? Ons is by episode 10 Ek kan dit en nie glo nie. ons drink Nesquik Ja, ons het nie vandag want ons het koffie nie nie. koffie nie. Ons het salted caramel, maar Shanay Nee, like Susa. dit nie. Ja, Ek nee, sê dis lekker ja, koffie. ek kon dit vir ons gemaak Nee, het. maar ons het Nesquik. Ja, dit maak my eintlik baie dors. Ek voel ek moet eintlik my waterbottel hier naby. Hyso, jy gaan nie nou met Dis net soos flippend soet. Ja, dit is ek weet nie hoeveel lepels van hierdie goed Maar het dis Michael alright. ingegooi. Ek het gedink ons kan praat oor mom guilt want ek voel dit is just ek voel dit is eintlik ook kind of 'n groot sorry topic. vir uit- Ja, Dit is Moet nog ek- sy. is dit sy? Is dit sy wat so snorkel shame? Ek het gedink ons kan, wel dit is ook kind of 'n groot topic en ek weet nie eintlik waar om te begin nie. Ek het 'n paar vragies, ons kan kyk wat ons van dit af kan antwoord, maar ek voel mom guilt is iets wat soos ja, dit is nogal 'n groot ding. Dit is waarmee iets ek struggle soos elke dag. ja, dit is iets wat ek ook ervaar het die laaste tyd en ek dink die eerste ding wat hulle gesê het is soos kan jy dalk soos 'n oomblik share hierdie week as jy so 'n oomblik gehad het wat jy gevoel het soos wat jy mom guilt gevoel het. Is daar iets wat vir jou hierdie week gebeur het? Ja, Nina, ek het gesukkel om Nina in die slaap te kry. En Malachi, dit was eintlik 8 en 2 goed sê. Okay, ek het gesukkel om vir Nina in die slaap te kry en toe wil Malachi inkom om my iets te wys en ek het haar soos net aan die slaap gekry en hy sê soos mamma Ag, en toe hy sê Shan. mamma toe raak sy wakker en skil weer Mm. en toe is ek soos Malachi gaan uit die kamer uit en Mm. hy wou my net eintlik iets kom wys het. So toe voel ek soos ja. Mm. En ook die ander ding is Nina is nou op 'n ouderdom waar sy baie meer aandag kort. So ek kan haar nie net meer neersit en met Malachi gaan speel nie. Ja. So sy kort nou baie meer aandag en Malachi wil nie heeltyd kom speel. Sy is Ag, mamma ja. speel en Mm. ek kan nie heeltyd met hom Mm. speel nie. So ja, ek voel Ja. elke keer soos 'n slegte ma en Ek verstaan en ek dink soos ons het gister ook toe ons nou daar met die vroutjie praat by die rivier toe vertel sy ook van ek weet nie of jy gehoor het die storie wat sy vertel het wat sy soos toe haar babietjie klein was het sy hulle was ek weet nie of dit was hulle besig om rakke in die huis op te sit of whatever maar jy daai gehoor wat sy vertel het van toe sy in die Van- kombie geklim het. toe sy het opgestaan met die baba en toe stamp sy die baba se kop teen die rak. nee. Het jy dit gehoor? Maar dit was die half dieselfde ding en dis wat ek besef het eintlik baie ma sukkel met dit. Soos sy het met die babietjie was afgebuk onder 'n rak en toe sy oplig, toe stamp sy die baba se kop soos kliphard teen die rak. En toe het sy eintlik meer gehuil as wat die baba gehuil het. En toe op 'n stadium met haar man het vir gesê soos dit kan met enige iemand gebeur. Jy is nie 'n slegte ma nie. En toe sy die storie vertel, toe besef ek eintlik wow, soos ek dink baie ma struggle met dit en dit is iets wat ek ook hierdie week ervaar het met toe ons by die troue was om nou content te neem. Toe soos ek en Michael het gesê as Kyra moeilik raak moet hy met haar een kant gaan laat sy nie soos die gaste steur en wat ook al nie. En toe op 'n stadium toe ek het nie my foon by my gehad nie en ek weet nie wat het gebeur nie, maar een van die bridesmaids of iets het haar blou moord oor huil en ek kon vir Michael nêrens kry nie en ek bly hom roep en een van hulle sien toe ek soek hom en hulle is toe soos o nee hy sê nou maar daar by die badkamers of wat ook al en soos wat ek nader kom hoor ek net hoe sy blou moord huil maar soos daar's 'n verskil tussen sy wat net so skerm om te kerm en sy wat soos daar's regtig iets nie lekker nie. Jesus en sy huil maar ek hoor haar van soos baie ver af maar ek beloof jy ek was so naby aan trane soos ek het letterlik ek hardloop so toe van ook ek kan nie vir Michael bel om te hoor waar hy is nie so ek skree oral vir hom traai hom kry hom nêrens nie so toe is ek nou al klaar soos op my senuwees en toe ek al hoor huil nou traai ek soos hoor waar dit vandaan kom en ek sien toe waar hulle staan en goed maar sy huil so erg toe voel ek net soos Anke jy gaan nooit weer hierdie doen nie jy's 'n slegte ma soos ek het en letterlik ek weet nie maar ek het
amper in trane uitgebars en toe gee ek vir Michael die kamera, toe sê ek vir hom, jy neem verder af, ek gaan nou met haar tyd spandeer. En toe het ek haar nou badkamer toe gevat en sy toe 'n poefdoek gehad. Dis hoekom sy so gehuil het. Maar ook die venue waarby ons was is soos glad nie kid friendly nie. So nou skree sy blou moord. Ek het eers nie geweet sy het 'n doek nie. Nou traai ek borsvoet in die badkamer, sy wil niks weet nie. Kan haar nêrens neersit om haar doek te ruil nie. Die pram kan nie in die badkamer inkom nie. So ek was net soos alles was too much en toe voel ek net regtig soos Anke, jy gaan nooit weer dit doen nie. Soos jy's 'n slegte ma. So ek dink baie soos dis iets wat ons baie experience met verskillende goed elke dag. En ek En dit dink kan soos die stupidste goed wees wat net soos weet jy wat's iets wat my ook so laat voel en ek weet nie of dit al met jou gebeur het nie, maar soos partykeer dan sal sy sê nou maar in haar soos in hierdie wiegie dingetjie lê of in die bassinet of wat ook al en dan is ek of besig, dit sal gebeur as ek besig is met werk of as ek soos op my foon sê nou maar scroll of wat ook al, as sy daar lê en smile en soos ek het nie agtergekom sy smile nie en ek sien dit dan of sy lag of gesels en dan sê ek en soos dan dink ek by myself al wat sy nou basically sien is ek wat hier sit en op my foon scroll en dan voel ek instantly soos 'n slegte ma. En is iets dom soos dit wat ek voel, maar ek het al nee, dan voel ek baie skuldig en dan wil ek sommer my foon neersit. Ek voel ook skuldig met dit, soos veral as ek soos foto's edit of iets. Want Malakai kan nou soos hy begin nou verstaan. Nina is sy's net wat ook al, maar jy het laas ook gesê soos as jy borsvoed soos partykeer dan het jy gedink soos okay, jy moet dalk nie heeltyd op jou foon wees nie want sy soos begin met jou half interact en vir jou sy sal soos drink en dan kyk sy vir my dan smile sy vir my dan drink sy verder en so en dan as ek heeltyd op my foon is en sy kyk en ek kyk af en sy kyk vir my en maar ja dis ek net besluit ek gaan nie meer op my foon wees tensy sy nou soos aan die besig is om in slaap te raak of wat ook al maar ja ek's nie meer op my foon as ek borsvoed nie want ook die ander ding is daar's ook baie keer wat ek nou nie tyd aan haar spandeer nie want sy's rustig. So ek sit haar in die stoeltjie want Malakai kort aandag of Malakai wil op my sit. Ja. Dan ja, so hierdie is my borsvoed is my en haar one-on-one time. Ek onthou vandat jy vir my daai gesê het van soos jy wil nie hê sy moet daar vir jou kyk en al wat sy sien is soos jy wat besig is op jou foon nie en vandat jy dit gesê het is dit soos imprinted in my brein soos ek wil ook nie hê Kyra moet soos daar want nou sy begin meer soos haar surroundings agterkom so sy sal ook lê en kyk en dan sal sy soos 'n smiletjie gee en ja, dan voel ek net altyd soos ek wil nie hê sy moet na my kyk en dan net sien hier sit ek op my foon en sê ja, dit is iets waaroor ek nogal partykeer skuldig voel as ek besig is met werk en ek kom nie agter sy smile of gesels of lag en dan ewe skielik dan kyk ek voor en dan sien ek dit en dan lê sy net daar alleen. En dan voel ek soos instantly baie skuldig. What was the first day back like for you after maternity leave? Ek dink nie hierdie keer eintlik so erg voel ek dit nie, maar ek weet die eerste keer toe ek moes terug gaan werk toe na Malakai. O ja. Dit was vir my baie erg en ek het nie eers voltyds teruggegaan nie. Ek het soos letterlik van 2:00 die middag of 3:00 die middag tot so 9:00 die aand gewerk of so. Hoe oud was hy toe jy weer begin werk het? 10 maande. Ja. So want ek was die hele tyd saam met hom en ek het dit al gesê maar met Malakai was ek soos op hierdie super high soos niks wat ek gedoen het my geïrriteer nie. Ek sou letterlik elke aand heel aand saam met hom wakker gelê het en wat ook al en dis net asof ek nie moeg geraak het nie. En toe ek terug gaan werk toe begin ek nou half soos sê okay want ek het nou part-time gewerk maar ek het die middagskof gevat so soos ek sê ek het van soos ek dink dit was seker van 4 tot 9 of 5 tot 9 of wat ook al of tot 8 het ek gewerk. Ja. En so wat snorkie. Wat my toe begin vang het is ek het agtergekom ek wil nie soos ek het die oggend en die middag saam met hom tyd spandeer en dan het ek werk toe gegaan. Ja. Maar oor ek geweet het ek gaan werk dan wil ek deur die dag nie regtig iets doen nie. Ja. Want ek wil nie moeg werk toe gaan nie. So ja, ek weet nie, maar dit was vir my rof om terug te gaan. Soos
Wie het na Melly gekyk toe jy teruggegaan het werk toe? Toe was Bernard mos okay, toe was Bernard by die huis. Ja. Ek dink dit kan wel soos dalk 'n bietjie gehelp het. Vir my is dit soos ek kon nie myself indink. Baie mense het gevra toe ek nou weer begin werk, soos waar gaan ek vir Keira los en alles en dis waar ek soos vir die eerste keer ook of nie vir die eerste keer nie, maar waar ek weer net super dankbaar was om soos van die huis af te werk want ek kon nie myself indink om op 2 maande haar by iemand te los, soos by iemand random te los. Ek sou dit nie kon gemaak het nie. Ek So meen ja, ek ewen die eerste dag toe ek nou weer begin werk, toe voel dit vir my ek skeep haar so erg af. Dit was nie vir my lekker nie, maar I mean, ek kan darm by die huis wees wat lekker is, soos ek kan op haar opcheck en ek kan nog steeds tyd saam met haar spandeer, maar dit is so moeilik want dan voel ek soos ek super onproduktief, maar dan op dieselfde tyd dan voel ek okay, maar ek wil tyd saam met haar spandeer want sy is nog so klein. Iets wat ek wel sal sê is wat so my baas het nie vir my gesê hoeveel maande die hele struktuur werk baie anders want dit is nie soos in Suid-Afrika wat hulle vir jou sê okay, jy het sê nou maar ek weet nie eers hoeveel kraamverlof kry jy in Suid-Afrika nie. 3 maande of 4 Ja, ek dink dis soos 4 maande. Maar in elk geval so my baas het nie vir my 'n set soos maternity leave tydperk gegee nie. Ek het maar gegaan op wat ek gedink het gaan die beste werk en ek moet sê 2 maande soos ja, dit was genoeg vir my om kind of 'n roetine te kry, maar dit was nie soos mentally ek onthou daar was 'n stadium, soos kom ons sê 2-3 weke voor ek begin werk het, wat ek mos hier en daar bietjie sou gewerk het. Dan sê ek vir Michael soos die breinkrag wat dit fisies vir my gevat het om te try werk. Ek het vir hom gesê ek kan nie, soos ek gaan nie kan terug gaan werk toe nie. Soos ek kan dit nie vir jou verduidelik nie, maar dit het gevoel soos om ietsie kleins by die soos op my laptop te doen, die aantal breinkrag wat dit gevat het. Soos ek het vir hom gesê ek weet nie hoe ek weer gaan werk nie. En maar in elk geval toe ek nou finally begin werk het, was dit bietjie beter, maar 2 maande sal ek sê was definitief nie genoeg vir my om soos ek weet nie dit ek het voel net nie asof ek genoeg gerus het nie. Maar ja, en ek dink die ding wat dit moeilik maak omdat ek by die huis is, dit is moeilik vir my om werk te juggle en om na haar te kyk en soos ek weet nie om dit regtig mooi te verduidelik, maar om produktief te wees en ook aandag aan haar te gee. Dit is ek dink dis waar dit vir my soos op die oomblik hou ek van wat ons het van die meisie kyk na die 2 kinders by soos by die koffieshop waar ek soos my ma uithelp. Want as daar nou regtig soos niemand is nie en dis rustig wat ek wil dan kan ek gou met hulle gaan speel of as Nina honger is dan bring sy Nina vir my dan kan ek haar gou voer of wat ook al. So ek moet sê dis vir my lekker, maar ek kan nog steeds produktief wees om goeders soos om te werk en soos my goeders doen. Maar ek weet hulle is soos net daar. Waar soos ek weet nie hoe dit nou vorentoe gaan nie. Ja, met Melly wat nou skooltjie toe gaan, hoe voel jy oor dit? Ek weet nog nie of hy definitief skooltjie toe gaan nie. Ons toets dit nou net uit. Soos ek het net agtergekom soos yet again met Nina wat baie aandag op die oomblik nodig het, voel dit vir my ek kan nie daai aandag aan Malachi gee nie. En ek skeep hom af. So hy kort stimulasie. Hy wil nie meer net karretjies speel in die sand nie. Hy wil nie net meer blokkies bou of wat ook al nie. En hy's regtig, hy's baie social en hy's 'n social butterfly. I love it om met kinders te speel. Ek dink wat ek dalk gaan doen is ek moet nou nog met hulle gaan praat en hoor, maar dalk nie elke dag halfdag in te sit nie, maar miskien soos halfdag 3 keer 'n week of iets soos dit. Laat hy nog steeds daai stimulasie kry, maar laat ek nog steeds saam met hom ook aan tyd spandeer. Weet jy hoe lyk soos wat doen hulle met hulle deur die dag by die skooltjie? Soos hoe lyk dit? Hulle begin met praise and worship in die oggend. Dis cute. Imagine hierdie klein lyfies wat almal sing vir Jesus. My moeder. En dan eet hulle 8uur dink ek. Alles begin 8uur. So ek dink hulle eet eers en dan se praise and worship en dan het hulle snack en ek weet nie, ek sal nou môre alles mooi. Maar ek love it dat hulle met praise and worship begin. Dit is vir my flippin' oulik. Ek love dit. En dan hulle een keer 'n week het hulle snoepiedag. En dan hulle die ander elke Vrydag is soos bak en something dag.
dan bak hulle iets of maak iets wat Ag, hulle dis cute. die Dis tema vir die week is of so. Ek dink hy gaan dit vreeslik ek geniet. dink ook hy gaan dit baie Ek enjoy. dink net ja, ek weet nie. Ja, ek dink hy gaan Ek gaan dit môre baie. snot en trane huil. Ja. En dis nog nie eens sy eerste dag van skool nie. Hy gaan soos letterlik net soos dis 'n toetsloopie. Ja. Maar so gaan jy nou kyk hoe dit gaan soos vir hierdie week en dan besluit of hoe lank gaan jy dit tyd gee of wat gaan jy doen? Ek dink dis net môre. O, gaan jy net okay. Ja, dat ek net kyk hoe hy Kyk is hoe. of wat ook al. Dink jy hy gaan ook soos huil vir jou of dink jy hy gaan net homself enjoy tot tussen die ander kinders en want ek dink ewen met die Sondagskool soos dit vat 'n rukkie maar om gewoon te raak. Soos as hy eers die maatjies gewoond is, dan gaan hy. Ja, maar ek weet ook nie oor hy nou weet soos die Sondagskool ken dat die kind nou soos O, ja, eers dat gaan dit nou terugkyk en vir my baie sê. Oh, Sjaan. Verstaan jy? Ja, dan En ek meen die juffrouens gaan hom net high five en dan sê sy soos, "Oeh, maatjie." Oh, Sjaan. En Ag so nee, ek weet nie, maar ja. dit is nou soos as hy nou wel skool toe gaan, moet ek vir hom 'n tassie gaan Oh, koop dis en sy cute. kosblikkie en Dis baie oulik. Ag nee, dis exciting, maar ek sal sê dis bittersweet Ja. obviously. Maar Maar ek is soos glad nie sit hom in die skool want ek kan dit nie handle nie. Dis regtig net dis soos vir hom, jy dis doen vir hom dit want ek vir het hom, gesien ja. hoe hy wil maatjies hê en hy wil wat ook al. So ja, ek dink dit sal vir hom lekker wees. Ja. Any funny or surprising? Hierdie kan jy meer antwoord want ek het nog nie regtig vir Kara soos jy moes vir Melly mos by die huis los om te gaan werk. So daar kan jy hierdie antwoord. Any funny or surprising emotions you didn't expect that day? Ek weet nie regtig hoe om dit Ek sal nie sê so surprising of wat ek nie verwag het nie. Ek dink net ek het nie besef die intensity van dit nie. Soos ek wou letterlik met alles in my het geskree ek moet by Malachi wees. Soos ek weet nie wat te verduidelik nie. Dis soos dit het vir my baie onnatuurlik gevoel om by die werk te wees. So dit het vir my gevoel dis nie my purpose nie. Soos werk is nie my purpose nie. Om 'n maat te wees vir Malachi was my purpose. Maar dis wat ek nog 'n ding soos want hierdie is iets waarna ek baie dink soos en Michael het al hoeveel keer ook gesê soos hy sal met liefde soos 'n stay-at-home dad wees want jy wil so baie tyd met hulle spandeer. Maar die ding is soos die realiteit van dit is jy moet werk soos jy kan nie net by die huis bly en I mean ek dink ons albei as ons kon sou net soos glad nie wegwerk nie en letterlik net 24/7 tyd met haar spandeer. Maar obviously die realiteit van vandag is jy kan nie dit doen nie. Jy moet terug gaan werk doen. En ek dink dis ook wat vir my soos aan die een kant dis vir my soos ek voel yet again mom guilt oor okay, maar ek stuur vir Malachi skool toe. Alhoewel ek weet hy gaan dit love. Ja. Ek stuur vir Malachi skool toe want soos ja, I don't know, maar ek soos dat ek stuur vir Malachi skool toe maar Nina kan by my wees. Ja, ek hoor wat jy sê. So nou sê ek soos okay, maar hoe in my kop maak ek hierdie hele scenario van soos maar hy gaan nie verstaan hoekom hy nie by my mag wees nie, maar sussie mag. Ja, ek hoor wat jy sê. Dit ja, is 'n moeilike situasie, maar ek dink as hy die skool baie enjoy, soos dan ek dink nie eers dan is dit 'n gedagte wat in sy kop gaan opkom. Met hierdie mom guilt ding, ek dink ons baie kere wat ons hierdie hele scenario en gevoel in ons kop skep om te dink dis hoe hulle voel. En meantime dink hy nie eers aan jou by die skool. Weet jy wat 'n baie 'n ding wat ek gelees het wat ek voel 'n baie goeie manier is om dit te judge, nê? Is jy moet jouself vra, sou ek 'n ander ma gejudge het as ek hoor hulle doen dit? Soos dis 'n goeie manier. Soos sê nou maar, verstaan jy wat ek sê? Soos sê nou maar dis nou soos die skooltjie ding. Sou jy my gejudge het as ek presies in jou posisie nou was en ek het my kind skool toe gestuur? Sê jy my gejudge het vir dit? Sê jy? Ja. Ek dink jy's te hard op jouself. Dis waarom ek sukkel. Okay, nee. Is my ma was 'n stay-at-home mom. Ja. Sy het alles gelos om by my bietjie te wees terwyl ons groot word. En ek weet wat dit vir my beteken het. Ja. Ek is bang dat Malachi, soos want dis my grootste ding is soos ek wil hê Malachi moet dit beleef. En ons het gehomeschool vir tot en met graad 3
alles, soos my ma het eers toe ek matriek is, halfdag gewerk. Ja. Want toe sy ons nog steeds by die skool kom optel en alles. So, en ek wil hê Malachi moet dit is, en dit is ons plan is om te homeschool en al daai goeders. So ek weet hierdie is net tydelik en alles, Ja. maar in my kop moet ek vir myself sê, en dis wat ek het dit nou die dag besef, is soos hulle sê mos it takes a village to raise a kid. Hoekom in my kop is 'n daycare nie die village nie? Ja, ek hoor wat Verstaan jy jy, soos sê. hoekom ja, ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie. Soos wat is die verskil om my kind in daycare te sit versus iemand wat na my kind kyk? Maar weet jy, ek het al so baie ma's ook gesien wat soos nie op social media wil deel of soos, hoe kan ek dit verduidelik? Hulle is te skaam om te deel dat hulle hulp het. Het jy dit al agtergekom? Soos party ma's voel hulle gaan gejudge word as hulle share dat daar iemand is wat hulle help met hulle kinders. Soos ek kan nie onthou nie, maar dit was 'n influencer wat eendag daaroor gepost het. Toe sê sy soos ek voel nie skaam om te sê dat ek hulp het nie. Soos wat is fout daarmee? Ek dink partykeer en daar is mense wat dink ek wat judgmental is oor dit. Maar partykeer dan dink ek ons is te harsh op onsself ook. Ek dink ek is verseker hard op myself. Maar En then alles again, in my soos wat kop. jy sê, hoe jy groot geword het is super graag wat jy nou vir jou kinders wil hê. En ek dink dit speel 'n groot rol in Ek hoekom jy dink so wat voel. ek soos daar's baie ander faktore wat soos ek is soos ja, my ma help my ongelooflik baie, julle help my ongelooflik baie. Maar ek is basically 'n single parent op die Ja. oomblik. Hopelik nie vir lank nie. Ja. Maar en ek dink soos dis klein goeie soos in die aand byvoorbeeld, Nina wat wakker word deur die aand, Ja. Malachi wat wil water uit deur die aand. Soos dis nie dat ek een solid slaap inkry of soos vir Bernard kan sê, hoorie, ek is doodmoeg, kan jy asseblief net vanaand dit handle nie. Verstaan, want so ek is dit die hele aand, ek is die hele dag met alles wat aangaan. Ja. Maar so ja, ek kort 'n village soos 'n bietjie groter village om my te help as wat maybe ander ma's doen. Maar ek dink nog steeds net soos dis 'n ding wat ek uit my kop uit kan kry. Dis dieselfde met soos formulemelk. Soos ek het so skuldig gevoel om vir Malachi formulemelk te gee. Ja. Verstaan, maar hoekom? Soos hoekom het ek skuldig gevoel? Ja. Want dit het vir my gevoel soos ek kan borsvoed, wel pomp. Ek kan al hierdie goeders doen, maar nog steeds wil ek vir hom formulemelk gee want vir my mentally is dit wat ek nodig gehad het. Maar dis vir my eintlik so crazy want ek voel soos ons almal gaan deur 'n tipe van hierdie, maar dit lyk anders vir elke ma. Want ewen vir my soms soos ek weet oumas en oupas sal wat wil gee om na Kyra te kyk en soos hulle is lief vir haar en goed. Maar ek het ook hierdie ding van ek voel way te skuldig, soos ewen as ek gaan vir 5 minute wil stort om haar vir jou te bring, soos ek voel way te skuldig. En weer eens, soos wat jy ook sê, dit is 'n ding wat in jou kop is, soos ons maak hierdie goed op in ons kop. Want vir my om haar 5 minute na jou toe te bring, voel vir my soos, nee, maar kan nie dit doen nie, soos want jy het al klaar 2 kinders om na te kyk. Verstaan jy soos en I mean ek weet vir jou is dit nie 'n probleem om daai 5 minute of jou ma om daai 5 minute of 10 minute na te kyk of met haar te kuier, maar in my kop is dit soos ek kan nie dit doen nie. En dan voel ek skuldig oor dit. Ek weet nie of dit gaan jou help om minder skuldig te voel wat ek wil nie, maar soos ek en Kyra moet bond saam. Ja. Ja. Verstaan jy? Soos dis nie van soos ek kan met haar bond as jy daar is nie. Verstaan soos en dit is wat ek ook partykeer soos daai een keer wat ek Malachi by julle gelos het, wat ek en Bernd op 'n date was. Soos julle het perfek na hom gekyk, verstaan hy het gesurvive. Verstaan en ek meen ek weet nie, ek dink is net ek dink vir my is dit net baie moeilik soos en ek het dit al vir jou vertel, maar ek voel super skuldig, soos ewen toe ons na 'n trou toe was en ek op by my ma gelos het. Ek weet my ma love dit om tyd met haar te spandeer. Maar ek nommer 1, ek dink ek het separation anxiety. Is jy 'n welkrou mamma?
ding so. Want dis die ding, soos nie een persoon het my laat voel ek hoef skuldig te voel dat ek al by hulle los nie. Maar in my kop is dit net soos, ek Jy weet wil hom nie. nie los Ja, nie. Ek weet, ek ja. verstaan. So ek weet nie of is dit skuldgevoelens en of is dit meer net soos ek wil regtig nie weg van haar wees nie. Ek dink regtig ek het separation anxiety. Okay, kom ons kyk wat sien nog. What was the hardest part of balancing work and baby in the first week? Era was, hoe oud was sy toe ek teruggegaan het werk toe? 2 maande. Ja, 2 maande. Vir my, iets wat vir my baie stresvol was die meetings wat ek op 'n maandagoggend het. Want ek weet soos almal by wie ek haar moontlik kan los het ook ander verpligtinge en ek wil nie hulle vra om na te kyk en dan maak dit julle basically vas terwyl jy ander goed het om te doen nie. So ek wou seker gemaak het dat Michael die een is wat verantwoordelik is om na te kyk vir daai halfuur of wat ook al. Van weer eens, ek het 'n skuldige gevoel om haar by iemand te los en dit affekteer hulle dag of hulle skedule of hulle soos waarmee ook al hulle besig is. En ek moet sê dit het vir my baie stres veroorsaak op 'n maandag. Soos jy verstaan nie hoe bly was ek dat hierdie maandag 'n vakansiedag was nie. Daar was een maandag wat dit verskriklik gereën het en toe het ek by die huis met haar gebly. So Michael was by die werk en hy kon nie na haar kyk nie. En wragtig, die tyd wanneer my meeting begin, toe wil sy nie meer slaap nie. Gelukkig my baas was soos baie understanding en ek het die kamera afgesit in die soos mikrofoon en net geluister wat hulle sê. Maar die ding is ook ek wil nie 'n gewoonte daarvan maak nie want ek wil nie sy moet voel ek vat nie my werk ernstig op nie. So ja, dis een ding wat ek sal sê, meetings is vir my baie stresvol. Soos en dis iets wat ek ewen nou nog nie regtig uitgefigure het nie, want soos as dit reën, ek wil nie uitgaan met haar nie, maar dan is daar niemand hier om my te help, verstaan? So ja, dit was vir my moeilik. Ek weet nie, wat was vir jou moeilik die eerste week terug by die werk? Ek dink net soos die balans van soos wanneer om soos daai wat ek gesê het van soos ek wou net iets doen in die oggend wat ek gaan moeg maak want ek weet ek het nog basically 'n voldag, wel 'n halfdag so werk nie. So ek dink dit was die enigste challenging ding en So jy het in die middag gewerk tot hoe laat in die aand? 8uur. Yes, Ek sal van soos ek dink dit begin van 4 tot 8. Ek het van 4 tot 8 gewerk. So het dit vir jou gewerk of sou jy dit verkies het om eerder sê maar vroeg in die oggend te werk, klaar te werk en dan by die huis te wees saam met hulle? Ek dink ek sou dit verkies het om soos van 7uur, 8uur, 9uur, 10uur, 11uur tot 11, van kom ons sê 7 tot 11 gewerk het. Want ek het nog 20 minute werk toe gery, 20 minute terug. Ja, dis nog amper. En dan met verkeer en al daai goeie. So ja, ek sou verkies het om dit super vroeg in die oggend, maar dit het nie so uitgewerk nie. Wat het jy gedoen om mentally te cope in daai stadium? Soos want ek weet nie, ek voel ek sou baie negatief geraak het oor dit. Soos ek is iemand wat baie maklik geaffekteer word deur omstandighede en dis iets waarmee ek en Michael ook nou ons werk 'n plannetjie deur oor soos toxic thoughts en soos die goed wat mense sê. En ek dink ewen soos ek's baie dankbaar vir my werk en so baie mense wens om van die huis af te werk. So dan partykeer dan voel ek Anke soos moenie kerm oor jou meetings en omdat jy na jou baba moet kyk nie, soos jy kan by die huis wees ten minste, verstaan? So ja, ek probeer dit nog uitfigure, maar hoe het jy gecope met soos al die verandering en om terug te wees by die werk? Ek dink ek het net aangegaan. Soos dit was nie vir my lekker nie. Ek het elke dag by werk gesê ek gaan bedank. Ja. Maar toe ek swanger geword het, toe sit al soos okay, ek weet ek gaan op maternity leave. So ek het soos 'n end date gehad waar ek weet nie of ek dit sou kon gedoen het as ek nie 'n end date gehad het nie. Ja, maar ek wil net vir jou sê, daai wat jy gesê het van soos jy weet jy moenie skuldig voel oor jy van jy sê dis nie waar nie. Verstaan soos dis presies dieselfde wat ek vir jou gesê het, okay, ek sit in Kanada, dis 'n amazing land, maar ek wil nie wees nie. So dan so ander mense, soos as jy heeltyd so gaan dink oor van soos okay, ja, maar ek moet dankbaar wees vir hierdie. Jy mag sukkel, want jy is dankbaar jy kan van die huis af werk. Dis nog steeds challenging. Dit is nog steeds challenging, jy mag party daar voel soos weet jy wat,
dit wil nie werk nie. En Ja. weet jy wat ook al, so moenie vir jouself sê ja, maar ek moet dankbaar wees as jy nie die Ja. dag wil dankbaar wees nie. Verstaan? Soos Ek ek moet weet nie hoe om te verduidelik Ja, nie. nee, ek verstaan heeltemal wat jy sê en ja, ek dink in daai opsig is ek dalk bietjie te hard op myself. Voel jy skuldig as jy net 'n bietjie alleen tyd wil hê? Doen jy? Ek onthou baie duidelik soos ek het net kom kuier nadat Malakai gebore is en ek vra vir my ma, kan mamma asseblief net vir Malakai net 'n klein bietjie vat? Soos en sy soos hoekom sodat jy op jou foon kan scroll. En in daai oomblik is ek soos nee, ek wil net iets anders gaan doen. Maar toe na die tyd toe besef ek soos ja, Ja, sodat ek jy net op wil. my foon kan scroll, laat ek op die bed kan sit en net want ek wil nie noodwendig dit klink baie stupid, maar ek wil nie noodwendig gaan oefen of aktief wees of produktief Ja, wees of enigstens produktief wees om eintlik. net me time te hê nie. Verstaan jy? Soos ek wil nie noodwendig iets doen om me time te hê nie. Ek wil net as ek op my foon wil wees, dan wil ek op my foon wees. As Jy ek wil vir die nie dag hoef wil spaar, wil ek vir die dag spaar. Maar Wat het jy laas gesê as jy onderste bo wil roomys eet? as ek onder die bo wil roomys dan wil ek dit op doen. So ja, I Ek don't voel ook know. partykeer skuldig soos as Kyra soos moeilik is of nog nie aan die slaap is of wat ook al en ek gee haar vir Michael want ek wil net gaan stort. Soos dan partykeer dan sal ek skuldig voel, maar dan sê ek soos ek hoef nie skuldig te voel nie. Ek kan in vrede stort. Of dan partykeer as ek stort en sy huil, dan voel ek ook soos ag, ek moet nou vinnig klaar kry sodat ek hom kan help en dan partykeer dan dink ek dis okay as hy huil, laat ek kan net vir 5 Goed vir die minute longe. ja, ek kan vir 5 minute in vrede stort. Ja. Ek moet ook sê die eerste keer wat ek gym toe gegaan het, het ek ook super skuldig gevoel om haar by Michael te los. En nie Regtig? dat ek hoef nie, dis soos obviously sy bly by haar pa, so ek hoef nie ek weet ek hoef nie skuldig oor Weet dit jy, te voel nie. skuldig het ek gevoel nou die dag, Hmm. want ek het glad nie goed geslaap die aand nie. En die vroutjie het na die kinders gekyk daar by die kerk waar my ma ook is, alles. En ek is soos vir my ma, oorie, kan ek asseblief net vir 'n uur huis toe gaan dat ek net kom slaap. Hmm. En toe ek hier by die huis is, toe ek soos ek mis my kinders. Oh, Sis, shame. ek het so skuldig gevoel want nou is hulle daar aan die ander kant. Hulle weet nie ek's Ja, weg nie. hulle weet nie eers jy's En weg nie. ja, Ja, dit was nee, dit weird. is crazy. Dis crazy dat jy eintlik soos weer eens dat ons onsself laat skuldig voel oor jy net alone time wil Stupid. Ek kan hê. beloof hulle weet nie. Ja. Nee, die eerste paar keer wat ek gaan gym het ek dit nie enjoy nie. Ek het heeltyd net gedink soos okay, ek moet nou okay, ek dink nog steeds partykeer ek moet vinnig klaar kry om by die huis te kom, maar dis net omdat ek daar wil wees. Ja. Maar nou die tyd wat ek in die gym is, regtig forceer ek myself om dit te enjoy want ek weet ek soos dis iets wat ek doen om mentally okay te wees en iets wat ek doen vir myself en ek is supposed om dit te enjoy. Ja. So ek hoef ook nie baie keer voel ek skuldig as ek dit enjoy want dan sê ek soos okay, maar ek's nou weg van my kind af as Het dit jy sin al maak. ooit gesit en net soos dink van soos wat is die rede dat jy mom guilt voel? Ek het nog nie daaraan gedink nie. Weet jy wat's myne? Wat jy Ek's bang die kinders dink ek's nie lief vir hulle nie. Ja. So alles soos ek wat oorweeg om hulle skooltjie toe te stuur. Ek's bang hy dink ek's nie lief vir hom nie of dat hy nie goed genoeg is om by my te wees nie of soos ja. Maar weet jy wat die ding nê en ek sit en dink eintlik al of die hele tyd daaraan soos ek voel regtig dis die duiwel wat draai soos ons confidence as 'n ma soos kom steel. Want dis nie waar nie. Soos dis nou die ding is soos Melly weet hoe lief jy vir my is. Hy kan soos obviously soos dit is duidelik sigbaar hoe lief jy vir hom is en jy's 'n amazing ma en niks wat jy soos hoe kan ek dit sê niks wat jy doen gaan jou soos ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, maar dit minder van 'n ma maak. ja, en dis die duiwel wat ek kom en half ook dink is soos die duiwel laat jou mom guilt ervaar sodat jy nie moet sekere goeders doen wat jou koppie vol maak nie en oor jy nie jou koppie vol maak nie dan het jy niks om te gee vir jou dan jy niks kinders om te gee nie en dan slack jy eintlik. Jy's nie 'n slegte ma nie, jy slack nie. As jou koppie nie vol is nie. Ja, even soos om te gaan gym of kom ons sê nou maar jy wil jou hare gaan doen of jou nails gaan doen. Hoekom moet jy skuldig voel oor dit? Soos hoekom moet jy die een keer toe ek my hare gaan doen het en Michael na haar moes kyk, het ek ook baie sleg gevoel. En die vrou wat my hare doen het ook gevra, "O, waar is sy of wat ook al?"
toe dink ek by myself soos ja, ek moes haar nou seker maar saam salon toe gebring het en na hier gehou het en haar gekyk het vir die dag. Maar dan aan die ander kant dan sê ek ook soos ek verdien om my hare te gaan doen en soos hoekom moet ek aan enigiemand verduidelik dat sy by haar pa is? Soos hy is net so capable om na te kyk soos wat ek is, so hoekom moet ek dit vir enigiemand verduidelik? Ja. Ja, ek weet nie, dit is maar ja, ek voel dis definitief 'n leuen van die duiwel af want dit ja, jy wat jou hare gaan doen of jy wat iets vir jouself gaan doen, maak jou nie 'n slegter ma nie. Inteendeel, soos wat ons laasweek gesê het, dis iets wat jy vir jouself doen om jouself 'n beter mens te maak wat jou outomaties 'n beter ma maak. Ek meen So, soos kom ons vat byvoorbeeld jy wat jou hare gaan doen. mm, Ja, sy's nou nog klein, sy gaan nie verstaan soos hoekom jy jou hare doen nie. mm, Maar as sy groot word met soos okay, mamma gaan doen haar hare, mm, mamma gaan gym, mm. doen al hierdie goeders want sy kyk na haarself, dis hoe Kyra gaan wees. Dit is Verstaan? Soos as jy heeldag in jou pyjamas, nie dat dit iets slegs is nie, maar as jy heeldag in jou pyjamas gaan sit en jy vreet heeldag McDonald's, soos Dit klink soos toe ek swanger was. soos en sy sien dit, dis hoe sy gaan wees. Ja. So alles wat jy doen en daai wat hulle sê van soos doen wat ek sê, moenie doen wat ek doen nie. Dit is vir my die grootste soos stuk stront Ja, wat dit is. soos Kleintjies kyk juis, hulle volg Exactly, jou voorbeeld. exactly. Nee, dit So, is doen wat jy graag wil hê jou kinders moet eendag doen. En dis daai wat ek ook gesê het van soos as jy randomly praise and worship in die huis en hardop bid en die huis salf en al daai goeters en hulle soos word groot met dit, dan is dit hulle normaal. en hulle gaan dit dan ook met hulle Hulle kinders gaan wil dit doen. ook doen. Ja, ja, ek Maar stem as jy saam dit met nie jou. doen nie, Ja. dan wat gaan hulle doen? En dis die ding, dit voel vir my soos asof dit hierdie ding geraak het van as jy 'n ma word, soos mag jy nie meer jou eie mens wees nie. Soos dis selfsugtig om jou eie mens te wees of jy is nie 'n goeie ma as jy ook traai jou eie mens wees nie. Jy kan nog steeds 'n goeie ma wees en ook jou eie mens wees en na jouself kyk en hobbies hê en soos dit maak jou nie 'n slegte ma omdat jy gym toe gaan en vir daai uur van jou kind af weg is nie, verstaan? Jy moet opofferings maak want jy is nou 'n ma, maar dit beteken nie jy kan niks vir jouself doen nie. Ja. Jy moet net nuwe goeders ontdek. Soos jy kan nou nie meer 6 ure in die gym gaan wees en Ja, jy ek moet weet nie dalk wat 'n doen 40 of 'n 30 minute workout doen. Maar jy kan nog om- steeds dit doen. Dis net soos jy adjust net. Soos jy Ja. kry net die nuwe version van jy. Dis nou nie meer Ja, en ek moet sê soos ek dink met die gym saam soos as ek nie dit gedoen het nie, soos as dit nie vir die gym was postpartum nie. Obviously en vir jou, maar as dit nie vir die gym was nie, sou ek dit fisies nie gemaak het nie. Al is dit net daai halfuur 'n dag, dis 'n halfuur wat ek vir myself het en wat ek aan myself werk en ek kom terug huis toe en dan het ek soos nuwe soos moed vir die res van die Ja. dag. Ek weet nie eers hoekom dit hierdie ding is van as jy goed vir jouself doen, dan moet jy skuldig daaroor voel want ja, nee, ek stem saam. jy is nie net 'n ma nie, soos jy is Jy's 'n ja. ma, jy is 'n 'n vrou, vrou. jy's 'n dogter, jy's 'n niggie, jy's 'n Mm. skoonsussie. En jy moet nog steeds net soos goed doen wat jy enjoy en na jouself kyk. Ja. Okay. Het jy al in die badkamer gaan wegkruip vir 'n breek? Ja. Ek piepie langer as wat ek moet. Maar dis 'n ding, soos as jy 'n ma word, soos dan leer jy. Ek het voor so swangerskap en alles het ek baie gaan piepie en lekker soos in die badkamer gechill en whatever. Nou is dit soos party daaraan sal ek heeldag al gesit het of soos sy sal soos op my geslaap het of wat ook al, dan dink ek by myself, ek het nog nie soos as ek een keer vandag al gepiepie het, dan is dit baie. En vir my is dit baie weird. Dis dat 'n groot soos jy weet hoe baie piepie Ja. ek vir die algemeen. kan ek dit so sê? Uh, So daar's soos obviously is daar baie goeders wat jy al verander het wat ek nie soos al deel was van nie. Maar toe ons daai dag by die is dit kruistog was, wat Ja. ek wil. En jy en my boetie is missing en hulle sê o ja, Ank het net gou gaan piepie, dis ek soos jep, dit het nog nie verander nie. Nee, dit is waar, maar ek moet wel sê ek piepie nou baie minder as Jy wat ek piepie baie altyd minder. het. Kyra het my geleer om my piepie te kny Yep. partykeer. Yep. Yes, dit right. Okay. Voel jy skuldig as jy jou kind screen time gee?
Ek het nou nog nie dit ervaar nie, so ek kan nie sê. Ek dink soos ek het okay, dit as ek het net een kant gehad, so hy het eers screen time begin na 'n jaar eintlik. Maar nee, ek dink dis altyd te veel van een ding is 'n slegte ding, maar ek dink TV en screen time kan 'n tool wees. Byvoorbeeld as ek gaga Nina se doek moet ruil, maar Malachi is in 'n slegte by of hy wil net heeltyd op my wees en ek sit gaga vir hom storie op dat ek net Nina se doek ruil. Ja. Of as hy siek is en hy's oormoeg of wat ook al en ek sit vir hom storie op of wat ook al. Dis een ding wat ek wel agterkom het in Kanada dat ek baie meer vir hom TV gewys want dis koud, jy's heeltyd binne. En hoe hou jy 'n kind vir so lank binne besig? Veral met soos 2 kinders. Soos jy kan nie dit doen nie. As hy TV kyk, wat sal jy soos vir ma's nou daar buite, ek weet nie. Wat sal jy hom laat kyk? Soos wat voel jy is fyn vir hom om Ons te kyk nie Miss Rachel nie en ons kyk ook nie Cocomelon nie. Hy is very into construction cars. my hele YouTube, want 'n paar keer het hy hier gekom en dan kom kyk hy so my hele YouTube recommended, dis 'n klomp trokkies en goed. So ja, ek het wel een keer toe soos dis soos sulke weird, nie weird nie, maar dis soos mense, soos jy sien die mense, actual mense se hand dat hulle soos 'n karretjie ry en wat ek al, soos daai tipe goed. En toe luister hulle daar binne. En ek is soos, wat die hel? So wees net versigtig, soos dit lyk baie onskuldig en raak pop goed op en daar's Veral oorsee se content is soos jy dink jy sit iets op wat super onskuldig is, dan next moment dan hoor jy hulle En die gebruik. ander een toe daar so sommer sulke anime girls wat ook al met sulke kort rokkies wat dans. Ek soos wat die hel het dit met 'n kar te doen. Anyways, of van topic af, maar ja, so wees net versigtig wat jy vir jou kinders wys. Ja. Kan ek dit nog iets sê? Ewen met AI, nê? Ons het nou die dag gesit ons vir 'n Jesus Christelike liedjie AI ding op. Toe ek weer kyk, toe is Jesus besig om Halloween te vier. Wat jy jok. What Dis the ek heck? sê Maar sien, dis hoekom jy so versigtig moet wees wat jy vir jou kind opsit, want even animations, as jy nou soos nou dat ek ouer is, as ek nou party animations gaan terugkyk wat ek gedink het baie onskuldig was toe ek 'n kind was, as ek dit nou gaan terugkyk dan sê ek soos, verstaan jy die storielyn, soos verstaan jy wat hierdie actually beteken, of jy hoor die goed wat hulle sê dan sit soos ek het nooit hierdie gehoor nie. So nee, dit is nogals dis baie scary. Hy kyk Tom and Jerry. Ja, Tom and Jerry. En wat doen hy nog? Hy kyk saam met my pa sulke ander Christelike AI goeders. En hulle kyk soos diere, soos wat noem jy dit? National Geographic naby, Bob the Builder. Dis oulik. Ja, so. Dis een ding wat ek agtergekom het soos ek ook oorskuldig voel, is in Kyra se wake windows, as ek nie dan met haar speel of soos tummy time doen, of want ek voel soos almal op die internet is soos, hoe kan ek dit sê, so produktief met hulle kind in hulle wake windows, en dan voel ek partykeer soos 'n slegte ma, omdat ek nie altyd, soos ek try my bes om werk te balanseer en soos as sy wakker is met haar tyd te spandeer, maar nie net soos sy wat daar lê en soos met haar gesels nie, soos om actually goedjies met haar te doen, maar ek sal sê ek slack bietjie in dit en dan partykeer dan voel ek soos 'n slegte ma, want dan sien ek ma's op social media wat soos playmats op die vloer het en hulle het al hierdie speelgoedjies en hulle ek weet nie, hoe voel jy in daai opsig? Ek het al baie keer skuldig gevoel as soos dat ek nie genoeg met haar doen wanneer sy wakker is nie. Ek dink wat ek begin doen het is nou dat ek weet, okay, ek is sekere dae is ek soos my werkdae en dan sekere dae is ek by die huis met hulle. Dan werk ek nie daai dae wat ek met hulle by die huis is nie. En dan as ek nou by die kerk is en ek werk daar, dan werk ek, verstaan? En ek dink dit het my baie gehelp, want dan is dit soos dit is moeilik om die twee te mix. Ja, dit is dis dieselfde wat ek vir jou gesê het, as jy vir jouself sê, okay, weet jy wat? Kyra kort aandag in die oggende tot Michael by die huis kom,
ek gaan om my frustrasie te spaar, gaan ek tyd gee in die oggende aan Kyra, Ja. want ek kan Kyra in die middag vir Michael gee en dan kan ek werk want ek weet iemand kyk na. Ja. En dis met die vroutjie wat na die kinders kyk. Ek weet ek kan dan op my projekte werk, ek kan doen wat ook al, maar dan die ander dae wat ek by die huis is met hulle wat ek nie daar werk nie, dan maak ek ook seker en ek moet myself konstant soos Ja. remind, maar dan maak ek seker ek werk nie op daai dae nie. En dit het my baie gehelp want ek kan nie die heeltyd werk nie. Ek kan ook nie die heeltyd met hom in die modder speel nie. Ja. Verstaan? Ja. So dit het my baie gehelp is om te sê, okay, weet jy wat, die dae wat ek by die huis is, dan spandeer ek soos intentional tyd saam met hom. Ek sal saam met hom in die modder speel. Ek raak nie aan my laptop nie. Ja. Ja, ek sal nou en dan op my foon wees, maar dis nie dat ek soos werkgoeders Ja. doen nie. Dis baie goeie raad. Ek dink Ja. soos wat jy sê, dit spaar jou baie frustrasie Ja. want op 'n stadium dan sou ek gevoel het soos ek so tussen werk en en op die einde van die dag soos dan is ek onsuksesvol in Ja. beide as ek dit so Ja. kan stel. Soos dan is dit soos ek kry nie met haar gewerk nie, maar ek kry ook nie gewerk Ja. nie. So dan is ek net heeltemal soos onproduktief. Exactly. En ek raak so frustreerd want ek wil hierdie foto edit, maar of ek wil hierdie label design of ek wil wat doen. Ja. En as Malachi tussenin van mamma, dan raak ek frustreerd want ek wil hierdie doen, maar ek wil tyd verstaan. Ja. Waar as ek sê daai het van soos okay, ek weet by die kerk kan ek nou my foto's edit. Ek kan nou wat ook al doen, maar as ek hier by die huis is dan werk ek nie. Ja. Nee, dis baie goeie en raad om dit spaar my ja. regtig frustrasie. Ek sal nie Ek dink actually dis iets wat ek meer moet begin implementeer. Die enigste ding is ek voel as ek met Kyra in die oggende sit en ek werk nie, dan voel ek soos useless. Ek weet nie om dit soos dis vir my moeilik om want hoe kan ek dit verduidelik? Ek het al so baie video's gesien van 'n ma wat sê net maar voel sy het die dag niks gedoen nie. Maar dan wys dit soos hoe sy soos doeke geruil het, hoe sy geborsvoed het, hoe sy bottels gesteriliseer het, hoe sy en dan sê dit soos jy was nie eintlik onproduktief nie. So hoekom voel ons onproduktief as ons goed doen wat 'n ma doen? Wat ek ook doen is al is dit nou daar wat ek by die huis is. Kyk, my brein bly heeltyd besig. Ja. En so wat ek doen is soos op my foon het ek 'n notepad wat van my to-do list. So okay, kom ons sê ek weet ek werk op 'n Woensdag, 'n Donderdag, 'n Maandag, Woensdag en Donderdag. Weet ek werk. So dan maak ek 'n to-do list, so die goed kom uit my brein uit. Ja. En dan weet ek, okay, weet jy wat, ek kan Woensdag gaan dit werk. So ek het 'n dis dag wat slim. ek weet ek gaan aan dit werk. Ek het neergeskryf wat ek moet doen. So dis uit my brein uit, so dan kan ek fokus op die kinders. Waar as ek Ja, dit hawer nie heeltyd dit hier agter in jou heeltyd kop nie. hier agter en dan dink ek, okay, maar ek moet dit doen. Wanneer gaan ek tyd kry? Wanneer gaan ek dit? Ek vrek ek het vergeet wat om te doen. So skryf dit neer en weet, okay, Woensdag gaan jy dit doen of wat ook al. So dan kan jy die 2 dae wat jy nou by die huis is, wel ek by die huis is, dan weet ek kan nou intentioneel tyd sommer. Dis baie slim en ek dink soos ek moet my brein train dat die tyd wat ek met haar spandeer of die goedjies wat ek vir haar doen beteken nie dat ek onproduktief is nie. Soos dit tel nog steeds soos as ek wat iets doen. Dit is nie net ek is useless nie. Wat jy kan doen is wat my gehelp het met Mally ook is ek het soos daai rotine wat ek vir jou gesê het, jy speel slaap, ja. Maar dan het ek die vorige aand, byvoorbeeld as ek in die bed lê en ek scroll in plaas daarvan dat ek nou just deur Instagram scroll of wat ook al. Ja. Dan het ek gaan sê, okay, weet jy wat, ek wil graag môre saam met hom modderkoekies bak of wat ook al. Dan het ek nou soos dit neergeskryf. Dan weet ek nou die volgende dag, okay, ons gaan nou modderkoekies bak of ons gaan nou dit doen of ons gaan nou dit doen. En dan help dit my ook om nie soos as ek by hulle is op my foon te sit vir idees, want dan is dit baie maklik om soos gaan Instagram en gaan, okay, ek moet hierdie gaan doen vir dit. So ja, ek dink as jy vooraf beplan om te sê, okay, vandag gaan ons modderkoekies bak, ons gaan tummy time hê, ons gaan hierdie kaartjies kyk, ons gaan wat ook al, dan weet jy wat om te doen daai volgende dag. Dan sit ook nie overwhelming nie. Ek dink ek sal ook bietjie beter daarin raak as ek actually vir goedjies kry om hom mee besig te hou. Soos as daar soos wat sensory play, wat ook al goedjies.
plak soos daar waar ook al of ewen teen die bank of waar ook al plak ballonne Ja, ek teen het die ballonne muur vas, laat sy die ballonne skop. Sal sy dink jy sy sal dit doen? Ek dink so. Ek gaan dit try want ek het actually ballonne in die kas. So dan Hmm. sal ek kyk. Ek maar dis 'n oulike idee. Okay, kom ons Hoe kyk kan of ek vir ons nog een gee? ja. 'n Ziploc sakkie of een of ander sakkie. Maak Ja. dit vol soos noodles Ja. en water. Ek dink sy's dalk nog bietjie klein, Nancy is sal dit dalk nou doen. Ja. Met tummy time, dan plak jy dit met soos op die vloer vas en dan voel hulle die water en Want die ek het noodles agtergekom en met Kyra, sy's nog bietjie soos sy fokus nog baie op soos as ek nou tummy time doen, sy fokus nog super baie om haar nek reg op te hou. So wat ook al ek voor haar sit, is sy nog nie geïnteresseerd in nie. Wat doen jy wanneer jy oorweldig voel as 'n mamma? Dis my eerlike antwoord. Ja. Ek staan met my kop teen die Dis muur. dis die enigste prentjie wat in my kop inkom is jy wat met jou kop teen die muur Ek het staan. nou die dag, dis ek net soos Nina's besig om deur haar 4 maande sleep regression te gaan. Ek weet nie waar deur in Melkwy besig om te werk nie, maar altyd op my gegil en ek is net soos, mamma kort net 2 minute. Ek imagine net soos die chaos in die huis en jy wat net met jou kop. Ek het letterlik met my kop teen die muur gestaan en ek is soos I can do this. Ja. Maar ek gaan net gou 'n bietjie langer staan. Maar partykeer is dit net soos jy kort fisies net 'n oomblik en dan gaan jy aan asof niks gebeur het nie. Dan het jy nuwe moed. Ek het agtergekom as ek okay, nou nie ek staan nie die hele tyd met my kop teen die muur nie, maar as ek letterlik 10 sekondes vir myself vat Ja. en ek's letterlik net soos okay, Ja. ek kan hierdie doen. Ja. Dan is ek soos ek's nog steeds soos nie edgy nie, maar nog steeds dis moeilik. Ja. Dis nie dat dit die moeilik wegvat nie, Ja. maar ek het tyd om net gou my Mm. brein bymekaar te kry en sê, okay, ek gaan nou eers vir Malakai storie opsit, of ek Ja. gaan vir hom 'n snack gee of wat ook al, dan sal ek met Nina, dan gaan ek gou vir Nina borsvoed. Ja. Of verstaan, dis half soos okay, wat jy prioritiseer Mm. jy nou soos om die hele situasie Ja, soos op dit daai de-escalate. oomblik. Ja, ek hoor wat jy sê. Ek dink iets wat vir my help is soos okay, na ek haar nou rustig gekry het, as ek nou so super overwhelmed is en sy het so gegil en alles en wil nie aan die slaap raak nie en ek het haar rustig gekry om dan soos my spasie netjies te maak. Ek weet nie, dit is net vir my nog Ja. altyd soos ja, ek weet nie of dit net my persoonlikheid of wat, maar om dan netjies te maak en skoon te kry, dit help my om te relax. So ek weet nie, vir ander mense sal dit seker nog meer stres veroorsaak, maar vir my is dit lekker. Dit help my as ek my spasie dan netjies is, dan kan ek voel okay, maar ek kan nou asemhaal, Dis een ding is soos ek love it, soos ek love kleure en sulke goeders, maar my huis moet soos super neutraal wees. Ja. En dit moet super minimalisties wees. Ja. Want oor ek kinders het wat se speelgoed oralste lê wat ook al, as soos en die kinders skree en hulle gil en hulle lag en hulle wat ook al. As ek kort net soos my huis moet soos daar moenie klatter wees en ja. ek kan nie. Of soos as jy al die speelgoed kan optel en net in 'n mandjie gooi, even dit in my brein is soos ag, dankie tog. Wat is jou go-to wanneer jy voel jy doen nie goed genoeg nie? Ek bid. Want as jy voel jy's nie goed genoeg nie, dan is dit weer Satan wat draai die joy van kinders hê by jou steel. Dis die joy van soos lewe by jou steel. So ek bid daaroor en ek sê greater is he that is in me than he is in the world. Want God is binne my, so hoekom is ek nie goed genoeg as die Here binne my is? Ja, dis baie waar. Ek dink dis een ding wat ek regtig eintlik al hoe meer besef ek besig is om aan te werk, want ek kan baie maklik soos my omstandighede kan my baie maklik negatief maak. En ek dink dis iets wat ek nou try doen is om my gedagtes net soos want ek raak baie maklik negatief om nie laat my omstandighede my super soos die discourage nie, as ek dit so kan stel. So ek try dan regtig eerder net soos happy thoughts te hê. Ek weet nie om dit te verduidelik nie, maar dis regtig iets waaraan ek werk want ek voel nie my omstandighede even soos baie keer, ek het al op 'n stadium vir Michael gesê, hy gaan deur so baie goed in lewe, maar hy lyk nog steeds so happy. Soos hoe doen hy dit? En ek dink dis waar ek nou try kom is om nie as iets sê nou maar soos
die huis is die mekaar en Keira skree en wat ook al, dan sal ek nou voel my hele lewe is 'n gemors. Verstaan? Waar ek soos wil daarna toe werk dat dit net 'n oomblik is of ek vat 'n oomblik en dis dan okay, dis ons is nou weer fine. Laat ek nie dink okay, my hele lewe is nou jy verstaan onderste bo nie. So ek Ek het dink nou die dag iets baie cute het 'n vrouutjie wat ek volg op Instagram het gesê, sy het convicted gevoel oor sy ek dink dit was soos wakker gelê die een aand om te borsvoed. Dis dit. Sy het wakker gelê die een aand om te borsvoed en sy soos ag Here, ek is moeg, soos hierdie is nou nie vir my lekker op die oomblik nie. Soos kan my baba net deurslaap wat ook al. En die Here sê toe vir haar, wil jy eerder wakker lê in die aand, waar jy jou baba kan cuddle en borsvoed en al daai goeders, of wil jy wakker lê in die aand en jou kind is 25 en jy weet nie waar hy is nie. ja, dit gee 'n bietjie Soos perspektief. ja, Ja, so dit ja. is net soos so dit maak nie wat jy voel, dit maak nie dit Invalidate nie ja, wat jy voel nie. ja. So dit is nog steeds moeilik, maar die positiewe ding is jou kinders is by jou. Ja. Daar's mense daar buite wat nie weet waar is hulle kinders nie. So ek dink dis om soos net die positief in elke dingetjie te sien. En dis nie maklik soos veral as jy soos in the thick of it is en alles gaan net mal, soos dan is dit nie maklik om positief te wees Ek nie. het nou die dag toe ek so super overstimulated is en almal gil op my. Dis ek soos Here, dankie dat ek overstimulated kan wees. Want ons mense wat sukkel om kinders te kry. Hulle gaan soos wie weet nooit hierdie soos ervaar nie. So dankie dat ek kan overstimulated is en toe sien ek alles aan. Ja, dis regtig soos dis nogals crazy wat kan gebeur as jy 'n mind shift maak van om net al gebeur goed slegte goed met jou of nie slegte goed maar soos al is omstandighede dalk nie die greatste nie dat jy nog steeds positief daaroor dink. Is daar enigiets wat jy voel jy wil bylas by of raad wat jy wil gee aan 'n mamma wat mom guilt voel? Ek dink figure uit hoekom jy mom guilt het. Soos ek besef ek het mom guilt, ek's bang my kinders dink ek's nie lief vir hulle nie. En soos as ek dink as jy die root gekry het van dit, is dit bietjie makliker om daarmee te deel, want dis soos kom ons sê byvoorbeeld ja, okay, ek stuur vir Malachi skooltjie toe, maar dis net vir die oggend. As hy by die huis kom, weet ek gaan intentioneel tyd saam met hom spandeer sodat hy besef, okay, my ma's actually lief vir my. Sy het my nie weggestuur want sy het nie tyd vir my nie. Want ja, ek dink Ja, as jy weet hoekom jy so voel, dan gaan dit makliker wees om dit te tackle, soos om dit dan te. Ja. Ek stem saam met jou want eerlikwaar toe jy my nou vra soos hoekom ek so voel. Ek kan nie eintlik vir jou sê nie soos dis iets wat ek moet gaan sit en dink soos hoekom voel ek so. Maar al wat ek weet is dis nie van hier af nie en dit moet uitgesorteer word want dit is nie ja, die Here het daai kinders aan jou toe vertrou, so hy weet jy kan dit doen. So en ek dink dis nog iets bid. Dis bid oor dit as jy so voel, dink ek dit is iets wat ek ook soos meer 'n gesprek met die Here moet maak. Ja, moenie dat die duiwel jou joy steel nie, want as jy aldag heeldag aan mom guilt voel, gaan jy so flippend sad wees en depressief wees. Jy gaan al die klein die joy mis. ja. Ek stem saam met jou. Het jy 'n recommendation? Jy weet daai snot sakkertjie ding wat jy vir ons gekoop het. O ja. Vanoggend word Keira wakker, maar jy kan hoor haar neus is heeltemal. Soos jy weet jy kan sommer hoor as hulle so moeilik asemhaal en dis net snollies oral. En aan die begin wou ek nie dit soos gebruik nie want ek raak so naar soos ek gag regtig. Dit maak my verskriklik naar. Maar Michael was hier vanoggend by die huis en haar neusie was regtig toe en toe maak ek haar neusie vaskwins. Ek sal definitief sê sommer een van daai wat jy die ek weet nie waar jy dit vir ons gekoop. By die apteek. Ja, maar dit werk super lekker en dis iets wat ek nou altyd saamvat want vir een of ander rede soos sy's net haar pa, sy sukkel met haar sinusse. So ja, dit is my recommendation. Okay. Ek het so Nina het begin solids eet. Ja. Maar ook
soos ons het altyd die prams mos as ons geëet het, het ons die prams by die tafel gesit, maar dis so Ja, chunky. jy stry met ons altyd se prams, Oh dit my is iets word. vreeslik. So toe ek nou geweet het sy gaan begin solids eet wat ek hom toe het ek sommer daai so eetstoeltjie ding, maar jy hak hom aan die tafel vas. Ja, Want dis ek soos ek wil nie 'n chunky ding wat hier langs my is en ek ja. wil ook nie 'n chunky ding op die tafel nie. So Mhm. hierdie is baie nice want hy hak net by die tafel in. So ek En sy love, geniet sy dit. love dit. Sy's Ja. ook bietjie klein vir Ja. hom, so hy druk 'n handdoek voorin. Aan die begin voor jy die handdoek ingesit het, as haar kop so voor Ja. dit so dit lyk asof sy haar So kopie op die tafel wil neersit. Ja, ag julle. Maar so ja, ek highly recommend dit want dit is nie chunky nie, dis nie ongemaklik nie en jy kan dit baie maklik soos iewers heen vat om te travel en wat ook al. Gaan ons ek dink wat ons dalk kan doen is ons gaan die mense bietjie vra waaroor wil hulle hê ons in die volgende episode moet praat. So ek sal die ding op my Instagram sit dan kyk ons bietjie waaroor Of hulle mense wil kan hê ons comment moet. op die video. Ja, ook. of komment op hierdie video. Dan Of hoor stuur ons vir ons 'n bietjie. boodskap. Mm. Dalk is dit iets. Mense kan vir ons boodskappe stuur en dan kan ons either vir hulle raad gee of 'n Ja. vraag antwoord of Ons net kan soos vir hulle dalk- sê dankie. Ja, of wat ook al. okay. Of ons kan Maar wil jy vir eh, hulle vertel wat het jy gedoen? wat het ek gedoen? O ja, ons volgende episode, maar ek hopelik kom dit Hopelik. hierdie week. Maar ons het DJI mics gekry en ek Ja. is so opgewonde vir dit. Soos ek kan nie wag nie. Ek is baie opgewonde. Want dan gaan ons dit aan ons hemde kan vasklip en dit gaan nie Ja, dit gaan nie so nie. Ja, so hopelik die volgende episode is met beter mics. Ek is Okay. baie Ek is opgewonde. baie excited. Ek is baie Maar ja, excited so oor stuur dit. vir ons 'n boodskap, jy kan vir ons iets vra, jy kan vir ons iets sê, jy kan iets kla, jy kan Daar kan ons 'n part 2 van TMI vrae maak want mense het baie van die TMI vrae gehou. So maybe kan ons dit ewen ook doen. of Maar vertel ons wat is julle TMI goeters ja, en dan sal ons net dan anonymous komment ons op dit. Ja. Okay. Of sê vir ons ek weet nie, praat met ons. Ja. Ek dink dit is die ding, soos Mm. dit voel soos obviously is dit lekker om met jou te praat, Mm. maar ek dink ek soos sal like om met die soos die audience bietjie meer te praat. Ja, laat mense ook bietjie komment en vra en opinies Ja. lewer en ja, ek stem saam met jou. Ja. I agree. Cheers vir eerstes koffie vir 2.